Skool in die Olivenhoutbos Township buite Pretoria is oorvol wat bygedra tot die verspreiding van breinvliesontsteking. 3 kinders is aan die siekte dood en 9 het dit onderlede. Die hoof van oordraagbare siektes, Vrou Benson, sê ongeveer 90 kinders is ingedruk in 'n klein spasie wat as 'n kleuterskool gebruik word. Hy sê dat dit beslis bygedra tot 'n omgewing waar die siekte versprei kan word. Benson sê daar is baie sulke kleuterskole, ook ongeregistreer, wat kinders bywoon en ook ander siektes soos diarree opdoen. Die ANC-veteraan Winnie Madikizela Mandela het die tugverhoor van die president van die ANC Jeugliga, Julius Malema, vergelyk met die haatspraaksaak teen Malema, wat in die Gelykheidshof aangehoor is. Madikizela Mandela het kort nadat sy in die tugverhoor in Johannesburg getuig het gesê, die aanklagte waarop Malema teregstaan is niks anders as die tydens die verhoor oor die omstrede lied nie. Malema word daarvan aangekla dat hy verdeeldheid in die ANC saai en die party in oneer gebring het. Die tugverhoor is tot die 3de van aanstaande maand uitgestel vir slotbetoë. Die Robben Island Museum sê hy het gebeurlikheidsplanne opgestel om die impak van die staking deur NAHAO-lede af te weer. Werkers eis 'n salarisverhoging van R3.500 vir almal en wil ook verlof tussen Kersfees en die tweede nuwejaarsdag hê. Slegs 2 van die 4 veerbote na die eiland is in bedryf. Die bestuurshoof van die museum, Sibongise Mkisi, sê die aantal begeleide toere deur die museum is verminder, maar geen grootskaalse ontwrigtings vind plaas nie. NAVO het 'n besluit om die bombardering in Libië te beëindig onbepaald uitgestel. Dit volg te midde van samesprekings met die Verenigde Nasies en die land se tussentydse regering. Verlede week het NAVO planne beraam om sy militêre optrede aan die einde van Oktober te staak. Die besluit sou vandag geformaliseer word. Berigte is egter ontvang dat sommige Libiese leiers wil hê dat NAVO sy missie voortsit en eers gesag afdwing. Sommige NAVO-lede is ook bekommerd dat 'n skielike beëindiging van die 7 maande lange militêre optrede in Libië tot hernieude geweld kan lei. Die Protea senaatbouler Morné Morkel het oorgeneem as die nommer 1 bouler op die internasionale kriketraad se rangorde vir eendag internasionale wedstryde. Graeme Swan van Engeland het die posisie voorheen beklee. Morkel was die speler van die wedstryd vir sy uitstekende vertoning in die Protea se oorwinning Sondag van 80 lopies oor Australië in Port Elizabeth. Morkel se eerste posisie op die ranglys beteken dat Suid-Afrikaners nou die IRK se toets- en eendagwedstryde se ranglyste oorheers. Asim Amla is die voorste kolwer in die eendag variasie van die spel, terwyl die voorste spelers op die toetsranglys die snelbouler Dale Steyn en die veelsidige speler Jacques Kallis is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die departement van gesondheid sê die kleuterskool in die Olivenhoutbos Township buite Pretoria is oorvol wat bygedra tot die verspreiding van breinvliesontsteking waaraan 3 kinders gesterf het. Dit aan die einde van die nuus. Die volgende bulletin hier by RSG is vanaand om 6 uur.